Gister, ons is by mekaar op Heilige Donderdag en so voordat ons vanaand saam Pasga-maal gaan vier, is ons saam met die Here aan tafel, daar waar hulle ook saam was voordat hulle die Paasfees gevier het. En ons lees daardie bekende gedeelte in Johannes 13 vandag, waar die Here Jesus ook opgestaan het van die tafel en sy disippels se voete gewas het. En ons ken hierdie verhaal so goed, ons ken hierdie voorbeeld van die Here Jesus van diensbaarheid, en dis iets wat ons natuurlik vir onsself neem, en dit is ook waar ons eintlik vandag weer wil uitkom, en dat ons hierdie verhaal so goed ken, maar ek wil hê dat ons net so 'n treetjie terug moet gee, en dat ons die groot prentjie moet sien van dit wat die Here Jesus hier doen, want wat ons eintlik hier te doen het, en dit is so briljant hoe Johannes dit skryf, is dat hy vir ons 'n opsomming gee van die evangelie, dat hy vir ons 'n opsomming gee van presies dit wat die Here Jesus vir ons hier op aarde kom doen het. En as ons so aan die begin lees, daarvan in vers 3, jy kan jouself 'n guns doen en die hele teks gaan lees van vers 1 tot 15, eintlik moet jy die hele Johannes 13 gaan lees, dit sal self nog beter wees, maar terwille van tyd gaan ons net so by die hoofgebeure, die bewegings, die aksies van die Here Jesus stil staan. Vers 3, Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God gekom het, en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek, en 'n handdoek gevat, en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n wasskottel gegooi, en begin om sy disippels se voete te was, en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. En dan, natuurlik, hy was nou die disippels se voete, en dan is daar hierdie gesprek met ou Petrus, ons ken nou Petrus, jy weet, hy wil nou eers terugbeklei, en sê, nee, jy gaan nie my voete was nie, en dan sê die Here vir hom, as ek nie jou was nie, het jy nie deel aan my nie. En dan sê Petrus vir hom, maar Here, nie net my voete nie, sommer my hande en my gesig. En dan, net so bietjie verder in vers 12, toe hy hulle voete klaar gewas, en sy boekleed aangetrek het, en weer aangesit het. So kyk wat gebeur hier. Die Here sit aan die kop van hierdie U-vormige tafel, of lê aan by hierdie tafel. Onthou, hulle het nie gesit nie, hulle het aangelê by die tafel, nee. En omdat hy hulle leier was, hulle leermeester was, hulle rabbi was, sit hy in 'n posisie van eer by hierdie tafel. Nee, nou staan hy op, uit sy posisie van eer uit. Hy trek sy boekleed uit, sit dit eenkant. Hy trek die kleed van 'n slaaf aan, en hy doen 'n slaaf se werk. Dit is net die laagste van die slawe wat gekniel het voor mense en hulle voete gewas het, vuil voete wat die hele dag in die stof en sandale is. En dan was hy hulle voete, en dan neem hy die vuil op homself, en dan neem hy weer sy posisie in. Is dit nie presies die prentjie van wat die Here kom doen nie? Hy verlaat sy posisie van eer. Hoor wat sê hy daar in vers 3, Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het. Hy is die een wat al die mag het, en dat hy van God gekom het en na God toe teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek, 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Gaan doen jouself 'n guns en gaan lees sommer vandag ernstig voordat ons vanaand by mekaar is. Lees Levitikus hoofstuk 16, en dan sien jy hoe die Here die opdrag gee vir Aaron met die hoëpriester se werk, waar hy in die allerheiligste moet ingaan op groot versoeningsdag, om vir die sondes van die volk te kom boete doen, dat hy sy hoëpriesterkleed moet uittrek, en dat hy hierdie linneklere moet aantrek, in die allerheiligste ingaan, die diens moet doen, en as hy uitkom, dan moet hy daardie linneklere weer eenkant sit, en sy hoëpriesterkleed weer aantrek. Ons Here verlaat sy posisie van eer. Hy trek sy koningskleed uit, en hy trek hierdie kleed van 'n slaaf aan, en hy gaan eenmaal agter die voorhangsel in, en hy bring een finale ewige offer, sodat ek en jy kan vry wees. En dis presies wat hy hier kom wys. Hierdie prentjie van die evangelie. Hy verlaat sy posisie van eer, trek sy boekleed uit, trek die kleed van 'n slaaf aan, was die disippels se voete, en dan neem hy hulle vuil op homself. Jy het al gesien as jy jou hande gewas het nadat jy iets buite gedoen het, of eintlik enige tyd van die dag, en jy was jou hande, en maak nie saak hoe mooi jy dit gewas het nie, as jy daai skoon hande dan aan 'n wit handdoek gaan afdroog, gaan hy anyway 'n breinstreep los, nee. Naderhand is daai arme handdoekie, hy weet nie eintlik meer of hy wit of bruin wil wees nie, nee.
En dan kan jy dink, as die Here nou hierdie handdoek vat, en dat hy sy disippels se voete gaan was, en dat teen die tyd wat hy by die laaste een klaar is, hoe vuil daardie handdoek op die ou en al moes gewees het. Hy neem die vuil op homself, en dan gaan neem hy weer sy plek in, die posisie van eer, want hy is die een, die Messias, die koning van die konings. Maar dit is nie waar die teks eindig nie natuurlik, nee. Want hy gaan dan verder. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle die voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Laat ons hierdie voorbeeld van Jesus volg, en dat ons ook, soos hy, bereid sal wees om in liefde, diensbaar te wees. Dat ons bereid sal wees om vanuit partykeer ons posisies van eer uit op te staan, en bereid sal wees om vuil te word, bereid sal wees om verander, 'n slaafse werk te doen, om Jesus se voorbeeld te volg, beteken om mekaar lief te hê, soos wat hy ons lief gehad het. Laat ons sy voorbeeld ook so volg.